Dit is byna Kersfees, maar dit is eintlik vandag dan die 4de Advent. Dit is die laaste Sondag van die 4 Sondae wat ons Advent Sondae noem. En hierdie 4de Sondag is dan ook bekend as die Sondag of die Advent van liefde. Maar ons weet die Bybelse liefde is nie die emosie wat ons gewoonlik daaraan koppel nie. Kom ons sê dis liefde wat stap van 'n profeet na die krib, na die kruis, na die troon. Vandag is 4de Advent, Sondag van die liefde. En wanneer ons aan liefde dink ons dikwels nie aan emosie. Maar in die Bybel is liefde beweging, byna krag. Dis iets wat stap, iets wat nader kom. Jesaja 7 vertel van 'n jong vrou wat 'n kind in die wêreld gaan bring. En dit was nie net 'n voorspelling nie, dit was 'n belofte. En die naam van hierdie kind, Immanuel, God met ons. In Romeine 5 lees ons dat God sy liefde bewys het. Nie terwyl ons reg geleef het nie, maar juist toe ons nog magteloos was. En in Matteus 1 staan dit duidelik, God het nie gewag vir 'n ideale wêreld nie. Hy het in 'n gebroke wêreld ingestap. In ons Romeinse, Jode, Griekse vrae en ons Hebreëse herinneringe. Ons weet toch goed dat die Hebreërs geleef het uit en hulle geloof bevestig het deur terug te kyk in hulle herinneringe wat die Here gedoen het in die verlede. Ons weet ook en besef dat die Romeine eintlik net geleef het vir die dag. Hulle het dan ook in die hele wese geleef vir 'n carpe diem. Vandag gebruik ons dit in 'n mooi gesindheid of mooi gesprek om te sê ons met die dag geleenthede gryp, maar eintlik het hulle die dag eintlik kwaad aangedoen deur dit te misbruik, deur net vir vandag en geensins te dink aan die toekoms nie. Maar dan dink ons ook aan die Grieke wat filosofies vooruit gedink het en beplan het en voorsiening gemaak het. So die Hebreërs teruggekyk, die Romeine het vir die dag geleef en die Grieke het vir ons geleer om ook vooruit te dink. Dis 'n liefde wat nie agterbly nie. Dis 'n liefde wat voorloop. Soos 'n vader wat die kind gaan haal, wat nie meer die pad terug kan vind nie. 4de Advent sê vir ons, God se liefde kom altyd eerste. Ons wag nie vir 'n God wat koud staan en kyk nie. Ons wag vir 'n God wat roep, nader kom, verbind, red. En daarom kan ons met sekerheid weet, gebrokenis, seergemaaktes, is welkom by die Here. Meer is welkom. En moet ons as medegelowiges altyd 'n brug oop rol na ander toe. Om te sê, by die kerk van die Here, by die kinders van die Here, by die Here self, is daar heling, genade, liefde. En as ons so wag, dan wag ons nie net sommer met 'n leë wag nie. Ons wag met die sekerheid dat die een wat gebore is in Jerusalem. En hy woon in ons harte. En ons sal eendag in sy heerlikheid wees. Mag hierdie Advent vir jou en jou familie herinnering wees, dat God se liefde groter is as jou verlede, meer naby as die Jode en sterker is jou toekoms. Hy is Immanuel, hy is God met ons. Geseënde Kersfees.